Hierdie is Goeiemôre, Good Morning Sporttyd. Ek is Arnold Geerts. Nou ja, die man, Maree Erasmus, het vir meer as 2 dekades 'n vaste hand en 'n skerp oog op die cricketveld gehad en nou groet hy die spel na 'n indrukwekkende loopbaan. 26 jaar, 82 toetse, 125 eendagwedstryde en 61 T20's. Maree, dis 'n groot plesier en 'n groot voorreg vir my om met jou te gesels. Baie welkom by ons op Goeiemôre, Good Morning. Ek wil net teruggaan na die begin toe jy het vir 'n hele paar jaar, meer as 'n dosyn jaar, provinsiale cricket gespeel. En was dit 'n natuurlike ding vir jou om toe aan skeieregter te dink? Goeiemôre Arnold. Ja, en toe ek so aan die einde van my speelloopbaan gekom het ek gewonder wat gaan ek aan doen en ek het 'n paar afrigtingskursusse gedoen. En toe het ek besluit, maar ek dink die skeieregter storie gaan beter by ons leefstyl as familie inpas. En ja, toe het ek in 2000 my eerste klubwedstryd gedoen en so die ding maar begin. En hoe gaan mens van klubwedstryd na uiteindelik een van die bestes in die wêreld wat nie minder as 3 keer die internasionale cricketraad se skeieregter van die jaar toekenning ontvang het nie? Seker maar met baie genade. Ja, as 'n klubskeieregter word deur die kapteins geëvalueer. En dan was ek gelukkig genoeg om met my derde seisoen al provinsiale cricket te begin staan en dan sit nou weer eens kaptein en dan is daar ook 'n wedstrydskeidsregter betrokke wat jou evalueer. En toe in 2006 het ek internasionale cricket begin doen en dan het ons mos nou televisie die video's wat ons kan gebruik en dan word ons ook met die deur middel van die video's geëvalueer. Jy noem die televisieskeieregters. Hoe maklik was dit om daarbey aan te pas aan die begin en maak dit jou werk op die veld makliker of moeiliker? Ja, ek dink dit maak dit beslis makliker. In wedstryde wat ons doen waaraan nie televisie betrokke is nie, is die spelers weet moeilik oor 'n beslissing en dit bly hulle by. Maar op internasionale vlak en van die grootste toernooie soos die IPL's en die SA20's, waar ons ook die tegnologie het, verwysingsstelsel soos ons dit noem of DRS in Engels, en dan die spelers kry hulle antwoorde op hulle vrae en die spelergedrag is baie beter. So ek en daai opsig help dit beslis vir skeieregters. Dit is 'n bietjie makliker om die wedstryd te beheer want die spelers is nie so gegrief nie. Ja, so ek het dit altyd verwelkom. Ek het gelukkig saam met dit het my internasionale loopbaan rondom 2006 begin, maar 2008-9 vlam gevat het die verwysingsstelsel ook in 2008 begin. So ons het maar saam met dit geleer. Ons het baie dinge geleer uit hockey oor hoe hoog die bal eintlik hop. Wat ons dan kan toepas op skeieregterspel. Is daar een reël in cricket, miskien selfs 2 wat jy sou kon verander as jy alleen reg daarop gehad het? Ja, dit is spesifiek nou nie 'n reël nie, maar is playing conditions soos ons sê, want baie van die reëls is daar aanpassings gemaak. En dit is die soft signal wat die skeieregters gebruik om 'n betwiste vangskoot dan nou te evalueer. Nou, hulle het dit weggeneem en dis nou net die TV-skeieregter se werk om te beslis of die vangkans dan nou wettig was al dan nie. En ek sal dink ons moet dit terugbring. Dit het mooi riglyne gegee vir waar binne die TV-skeieregter die beslissing kon maak, want om 'n 3-dimensionele gebeurtenis op 'n 1-dimensionele beeld te vas te vang is 'n bietjie moeiliker. Ek hoor jou en ek stem. Ek sou aanneem in al jou jare, jou 26 jare, het jy 'n hele paar wonderlike sledges gehoor. Kan jy een of 2 met ons deel wat ons kykers by die huis sal kan hoor sonder dat daar te erg taal daarbey saamgaan, want ons weet die ouens kan op 'n partykeer looi, nie waar nie? Ja, ek dink julle sal moet wag vir my boek. Ons is in die laaste stadium van die boek en die boek gaan by Naledi beskikbaar wees oor 'n paar weke. Die boek se naam is Maree Erasmus, The Rock and Roll Years. Geskryf deur Telford Wise. So in die boek is daar ook al daai stories wat ek dalk nou nie op die lig kan vertel nie, maar dis dalk 'n veilige in die boek self. Ek sien baie daarna uit. En Telford was natuurlik self 'n ongelooflike cricketskrywer wat die spel binne en buite ken. Wie was van die moeilikste bowlers wat jy voorgestaan het wat aanhou appeleer het en nooit wou ophou nie? Ja, baie van die spanne van Asië het 'n unieke styl van appeleer. Hulle sal nie net een keer appeleer nie, maar aanhou en aanhou en aanhou.
Maar die ou wat baie dagend was, ook omdat hy so goed was en veral in Engeland, is James Anderson. Hy was 'n moeilike karakter en 'n uitstekende bowler, so hy het jou beslis getoets. Hy wat nou nie sommer enige verduideliking van 'n skeieregter aanvaar het nie. So hy was 'n ou wat jy moes bestuur het. Ja, maar hy was 'n handvol veral in Engeland as jy vroeg in die somer daar op 'n baanblad wat baie beweeg vir Anderson van jou kant af het, dan weet jy gaan vandag baie hard werk. Dan natuurlik, ek dink nie op 'n cricketveld kan mense dit by tye help nie, maar die woede is soms daar en spelers wil mekaar gryp. Hoe het jy jouself voorberei vir so iets? En mens kan dit soms voel kom op die veld, nie waar nie? Hoe maak mens reg vir so iets as jy in jou posisie is? Ja, ek dink een van my grootste sterkpunte wat ek gehad het, is dat ek redelik kalm kon bly op die veld. Maar ja, daar was insidente in 400 wedstryde wat ek betrokke was, waar spelers met die warm onder die kraag geraak het. Daar was 'n geval in 2011 in Nottingham in Engeland waar 'n bowler ontevrede was en einde van die bal weer. Toe hy sy pet by my moet vat, het ek gedog hierdie ou gaan my nou met die kop stamp. Maar ja, gelukkig het sy span weggetrek en hy is natuurlik na die tyd beboet vir 'n dreigende houding teen opsigte van 'n skeieregter. Ek is ook geïnteresseerd om te hoor, maar die 3 formate, is daar 'n moeiliker een tussen die 3 van hulle om te blaas of al dan aan die ander kant 'n makliker een? Wat is vir jou die lekkerste om by te staan en beheer te hou? Ja, die al drie het unieke uitdagings. 2020 cricket nou is natuurlik sedert die begin van IPL het 'n baie meer belangrikheid en daar's baie geld betrokke, so dit sit 'n druk op jou, maar die voordeel daarvan is net 4 ure en is verby. So as jy dalk 'n foutjie of 2 gemaak het en jy voel sleg oor jou wedstryd, jy hoef nie môre weer een te doen nie. Maar toetskriket is vir my nog steeds die mees uitdagendste. Jy's fisies 'n element van 5 dae wat jy dan moet wees, partykeer in baie warm omstandighede, partykeer in baie koue omstandighede as jy dalk in Nieu-Seeland of in Engeland is. En dan die sielkundige deel, dit tap vir jou, daai konsentrasie van 5 dae. Ek dink skeieregters word regtig onderskei tussen wie se beste is in toetskriket, want dit is as jy 'n moeilike eerste dag het, môre moet jy weer gaan en die derde dag moet jy weer teruggaan. So daai is beslis die mees uitdagendste. Maar ja, die nuwe huidige fokus van die toeskouers is op 2020 cricket, so daar's ook 'n ander dinamika van omgekeerde veeghoue en jy moet enigiets verwag, enigiets kan gebeur van bowler of bowler kant af. So dis unieke uitdagings vir elkeen van die 3 verskillende formate. Maar ongelukkig het die tyd ons net omtrent opgevang, maar in een sin, wat sal jou advies wees vir jong skeieregters? Ek het dit al 'n paar keer gesê, ek het ongelooflik daai uitgeput. Ek voel ek was baie geseënd, so ja, as jy dink daaraan, raak betrokke by jou plaaslike organisasie en begin dit net doen en dis hoe al jy gaan uitvind of jy dit gaan geniet en of jy enigstens goed te staan. Kan nie vir jou genoeg dankie sê nie, dit was my eer en voorreg. Marais Erasmus, een van die pioniers vir Suid-Afrika se cricket skeieregters. Ja, net hierna praat Pieter oor gremering. Wat? Dis nie Pieter nie. Dis 'n regte grimeerkunstenaar, verskoon my. Ek het gedink hy weet miskien meer daarvan as meeste van ons. Jy kyk na Goeiemôre, Good Morning, lekker om jou saam met ons te hê. Bly net waar jy is.